en herstel dit wat nie moet wees nie. Uithaal vir dit wat nie hom behaag nie. Ons raak so maklik vasgevang in die wêreld en die omstandighede wat ons neerdruk. En dit verander ons karakter. En hierdie liedjie is Come Jesus Come, let today be the day. En dit sê vir my nie net, let today be the day dat jy sal kom en ons kom maal, en Jesus het jy op die wolke sal kom en ons kom maal nie, maar Here Jesus, laat jy vandag kom en ons harte weer skoon was met wie is. Heilige Gees, dat ons sal luister na u stem en u wil sal doen, dat u ons sal lei en dit doen wat God behaag. Want ons hele lewe wat ons op die aarde is uitgesit om God te behaag. Amen. Dit te doen wat God wil hê ons moet doen. Jy sien, as jy hier op die aarde is en jy wil iemand anders behaag bo God, dan sit ek en jy met 'n probleem. Ek en jy moet God behaag, ons moet God se wil doen. Ons moet die drome wat God vir ons het uitleef, om 'n suksesvolle lewe te hê. Suksesvol is nie bedoel nie wat jy het en hoeveel geld jy het en al hierdie goed. Suksesvol is, wat is jou verhouding met God? Is jy suksesvol in jou geestelike lewe met die Vader? En as ons so gaan kyk na Jesus se lewe, Jesus het gekom om vir ons 'n voorbeeld te wys hoe om 'n suksesvolle lewe te lewe om God te behaag. Amen. Hy het ook deur goed gegaan, hy het ook deur omstandighede gegaan. En hoe hy dit hanteer het, wil hy vir ons gebring het en geleer het, om te sê ons moet dit so hanteer wanneer ons in sulke situasies is. Het jy geweet, Jesus was honger? Het jy geweet, Jesus was dors? Het jy geweet, Jesus was moeg? Het jy geweet, Jesus was met klippe gegooi? Hy moes vlug vir sy lewe. Jy dink jy het dit moeilik, ek dink ek het dit moeilik. Maar Jesus het nog 10 keer moeiliker gehad. Het jy geweet, hy moes 100 kilometer in die woestyn loop, waar dit warm is en sonder water partykeer, om van die een plek na die ander plek te kom, om God se woord uit te dra, om sy wil te doen. Hy het baie keer gevlug vir sy lewe, maar niks het hom gestuit om dit te doen wat God behaag nie. Niks het hom gekeer om dit te doen wat God wil hê hy moet doen nie. En ons as mens vandag is so gemaklik, ons sit baie keer met 3 of 4 karre, ons sit met baie tyd op ons hande, en ons kyk allerhande gemors en doen allerhande ander dinge, behalwe dit om God te behaag. Volgende Sondag sal ek in die kerk wees. Of weet jy, eendag sal ek my hand op iemand lê en vir siekes bid. Maar tog sê God elke dag, let today be the day. Vanoggend as jy opstaan, laat dit die dag is wat jy sê, Here, hierdie dag het jy gemaak vir my om u naam te verhoog. Om u wil te doen, om u wil uit te lewe in hierdie dag. Sodat u naam verhoog kan word, Vader, wat in die hemel is. Sien, dit was Jesus se hele mission om God te behaag. Om God uit te leef, om God na die mense toe te bring. En ons het so 'n goeie voorbeeld gehad met Jesus Christus, wat geen sonde gehad het nie, geen foute gehad het nie, wat die perfekte lam was, wat ons geleer het, wat die woord neergesit het op die Bybel, wat ek en jy kan lees om te sê, hoe moet ons elke situasie hanteer? Maar ons mis dit. Ons mis dit. En baie keer sit ek en dink vir myself, ons mis hierdie klein goedjies. En Jesus het baie keer ook maar seker frustreerd geraak met die disippels, dat hulle nie kon verstaan wat het hy eintlik vir hulle gesê nie. Maar hy het nog aangehou en aangehou en aangehou en aangehou en verduidelik en geteach met geduld en met liefde. Nee,
As jy jou vrou een keer met jou praat en jy verstaan nie, of jou man, liefste jou man met sy vrou praat en verstaan nie, dan sê, toe maar los dit maar. Ek sal dit self doen. Jesus het gekom en sê, Petrus, ek wil hê nie, dit moet gebeur nie. En doen Petrus, en sê, Petrus, ek het vir jou gesê, kom ons doen dit uit liefde uit. Ons verteenwoordig liefde. Ons is liefde. Maar sien, ons doen dit nie. Ons doen ons eie wil. Dit wat my behaag, dit hoe ek voel. My omstandighede. Ek voel nie nou lus om te lag nie. Ek voel nie nou lus om jou drukkie te gee nie. Ek voel nie nou lus om jou te antwoord nie. Ek voel nie nou lus. En dis nie van God af nie. Mense, dis nie van God af nie. Jesus het ons die hele voorbeeld gewys. Waar hy gekom het hy liefde gewys, het hy genees, het hy hoop gebring. Dis die wil van God. Wat is God? God is wat? God is liefde. Want so lief het God die wêreld gehad. Mense, ons kom van die begin af. Van die begin, dan sê die woord van die Here vir ons. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun, sy enigste seun gegee het, vir my en vir jou, sodat ons nie mag verloor moet gaan nie. Hy praat van die liefde, die ewige liefde, vir my en jou. En ek en jy steek hom gereeld in die rug. Stel hom te leer. Maar nog steeds kom, wanneer ek jy kom, en sê, Here, vergewe ons, dan kom die God, en sê, weet jy wat, ek het jou so lief, dat ek jou van ooste na die weste toe, sy sonde vergewe, dit is so ver verwyder van jou af, dat jy kan dit nie by dit uitkom nie. Dit is skoon gewas met die bloed van die lam. En ek en jy kom nie op ons punt uit nie, ons kom nie, en vanoggend wil ek vir jou sê, ons kom nie, wat die Here vir ons gegee het om te doen nie, omdat ons nie genoeg liefde in ons hart het nie. Ons het nie liefde, God se werklike liefde, die agape liefde, in ons harte nie. Want wanneer ons God se liefde in ons hart het, mense gaan niks ons ontstel nie. Niks gaan ons afvat van om God te dien en te loof en te prys nie. As ons gesis wil word, dan moet ons maar by die huis bly en ons moet gesis word deur wat ook al jy wil doen. Jy sien, want God sê in sy woord, en ek gaan dit nou vir jou lees, wat verwag God vir ons, van my en jou, om 'n verhouding met hom te hê? 'n verhouding is nie net ek lees my Bybel nie. Verhouding is opoffering wat ek en jy moet doen in ons lewe om ons liefde vir God te wys. Amen. Dis 'n opoffering wat ek en jy moet doen. En opoffering kos moeite. Nie geld nie. Ek kan nie my inkoop met opoffering om 100 miljoen te gee of 1000 nie, of wat ook al hoeveel jy het nie. Dit bedoel 'n opoffering om myself op te offer. Tot eer van God. Myself op te offer. Wie ek is, my tyd op te offer vir God. Wat is die moeilikste ding vir jou nou om op te offer? Tyd. Ek het nie tyd vir dit nie. Ek het nie tyd vir dat nie. Here, ek het nie nou tyd om dit te doen en dit te doen nie. Maar ek het tyd om vir 3-4 ure voor die TV te sit en 'n rugby game te kyk, of 'n cricket game, of 'n soccer game, of atletiese speel, Olimpiese spele, of wat ook al die ding, of 'n CP, of wat ook al die geval is. Ek het tyd vir dit, maar ek het nie tyd om te sê, Here, ek het hierdie tyd uitgekoop om by U te sit nie. Om die stem te hoor, om die liefde te ervaar. Jy sien, want hoe meer jy met God praat, hoe meer ervaar jy sy liefde. En hoe meer jy met God praat, hoe meer word jy soos hy. Amen? Want jy sien, jy word soos wat jy jouself mee assosieer. Wanneer jy inkom en jy sit met mense wat die Here lief het en met die Here praat elke liewe dag en in sy teenwoordigheid is en blydskap het en opgewondenheid en 'n toekoms spreek oor jou hele lewe en jou gesin se lewe, dan is jy 'n oorwinnaar. Want dit sink so in jou brein en om te sê, maar ek wil deel wees van hierdie oorwinning. Kan jy hom dalk net so 'n bietjie sagter sit vir my? Ek wil deel wees van hierdie oorwinning.
Maar wanneer ek en jy in 'n negatiewe groep sit en ons net negatief, wat gaan gebeur? Ek stap negatief van daar weg en ek sien alles negatief. Daar's geen positiwiteit in my lewe nie. Alles wat ek sien, hanteer ek positief. Dan kan iemand jou R1000 gee en sê, maar uit so baie geld, hoekom het jy my nie R10,000 gegee nie? Want jy sien die negativiteit. Plaas van sê, wow, Here, dankie vir hierdie R1000 wat hierdie persoon van my gegee het, of R10,000, wat ook al die geval. Ja, Here, maar hy so synig, hy het R100 miljoen, hy kan my ten minste R1 miljoen gegee het. Dis ons attitude, want ons sit met die negatiewe mense rondom ons. En ek kyk, I chosen, en het my weer net 'n bietjie wakker gemaak, waar hulle gekom het, en ek sê nie, dit het so gebeur nie, want dit so in chosen was, waar hulle gesê, kom ons maak 'n plan, kom ons kry waar ons beweeg, en ons kry 'n fonds wat ons moet skep, so wanneer ons daar inkom, dat daar geld is, sodat daar fondse kan wees, sodat ons nie honger kan ly nie, en sodat ons kan brood koop, en vis koop, en al hierdie goed. Maar jy sien, dit was nie Jesus se plan nie, dit was nie Jesus se wil nie, want Jesus sê, weet jy wat, die Vader sal voorsien waar ons sal heen beweeg, dit sal daar, waar God jou heen stuur, sal daar voorsiening wees. Amen? Anders vertrou ons nie op God nie, ons vertrou op die vlees van die arm, daar sal vir my geld wees, so ek sal so te beweeg, want daar is klaar vir my voorsiening gemaak. Stap nie meer in geloof nie. Matteus 1:35. Hy sê, kyk die opoffering wat Jesus doen. Hoor mooi wat sê hy. Vroeg in die môre, nog diep in die nag. Markus, ekskuus, julle. Markus 1:35. Hy sê, en vroeg in die môre, wanneer ek nog bietjie wil sluimer en slaap. Die Here sê, dit opoffering is nog vroeg in die môre, wanneer dit nog donker is. Wanneer ek en jy nog wil lê en slaap en warm kry, vroeg in die môre het Jesus gegaan. Vroeg in die môre, diep in die nag, het hy opgestaan en uitgegaan na 'n eensame plek vertrek en gaan bid. Met ander woorde, hy het gegaan vroeg in die môre, diep in die nag, het hy gegaan en hy het in 'n plek gaan sit waar hy alleen kan wees, waar hy by God kan sit en God se stem kan hoor vir hom, vir wat hy moet hê vir die dag en vir die dag van môre. Sodat hy sy gedagtes kon skoon kry. Sodat hy wanneer hy met God praat, dat hy met God praat en nie ander goed rondom hom gaan nie. En dat hy God se wil en sy plan vir hom kan van vooraf kry vir hierdie dag. Vroeg in die môre. Baie keer maak die Here jou vroeg wakker, wie het hy vroeg al wakker gemaak? Baie keer dan sê Here, maar jy weet nie hoe laat is dit hier in van 'n Bybel nie, hoor. Kyk bietjie die tyd. Die timing is nie so lekker nie. Jy sien, dis wanneer God met jou wil praat, dis wanneer God vir jou iets spesiaal wil sê. En as jy nie opstaan en bid nie, dan mis jy dit wat God vir jou wil hê. En Jesus het dit verstaan en het gesê, vroeg in die môre, diep in die nag, dan gaan ek na 'n afsonderlike plek en ek bid tot God. Ek wag op God. Ek wag op sy stem, ek wag op sy antwoord, ek wag op dit wat hy vir my wil hê en sê vir hierdie dag. Maar terwyl ek wag, prys en worship kom. En dan raak ek stil voor hom.
En jy sien wanneer die dag opkom, en jy kom en jy sit en jy sien, en ek sê vir pastoor Susan gisteraan, wanneer laas sit mense net bietjie op die stoep, of net bietjie rustig iewers, en hulle sien die son opkom, en hulle sien die grootheid van God. En hulle begin God dank en sê, Here, ek kan die hand van die skepping ervaar. Ek kan die creation van wat jy, as iemand 'n talent het, van skilder. Ja, maar is nie painter, ek sal nou by kom. Kreatief is, jy is so kreatief. Here, jy maak dit so wonderlik en so mooi. Dis nie eens vervelig nie. Elke keer as ek elke oggend wanneer ek kyk, dan sien ek 'n ander opkoms van U. Ek sien 'n ander uitkyk, 'n ander prentjie van die sonsopkom. Want dis wie U is. Sien elke keer wanneer jy in die teenwoordigheid van die Here kom, dan sien jy iets anders en jy kry iets anders. Elke keer wanneer ek en jy stil word voor God, dan ervaar ons iets anders. Maar jy sien wanneer ek en jy tussen 'n klomp mense sit en almal babbel en gaan te kere, dan hoor ons nie die stem van God nie. Wat dis irriterend. En ek bedoel nie irriterend soos lelik nie. Dit maal in jou kop. En hier kom Jesus en hy gee vir ons 'n voorbeeld. En hy sê vroeg in die oggend. Vroeg in die oggend. Wanneer dit nog diep in die nag is, dan gaan ek na my binneste kamer en ek hoor en ek praat met my Vader vir wat hy vir my het vir hierdie dag. En ek loof en ek prys sy groot naam. En ek bid en ek sê, Here, hierdie dag het U vir my gegee en ek het 'n hoopvolle toekoms in hierdie dag. Here, dit wat U vir my het, gee vir my die wysheid om die pad te loop. Vader, wanneer daar 'n klip in die pad is, Here, wys my nou al sodat ek die klip kan uitverwyder, dat U dit kan verwyder, dat ek U wil kan doen. Wanneer daar negativiteit na my toe kom in hierdie dag, Vader, ek dank Here dat U dit wegvat in die naam van Jesus. Maak hierdie dag vir my 'n spesiale dag. En my familie en die mense rondom my. Vader, dat ons die heerlikheid kan aanskou. Die grootheid kan aanskou. Die goedheid kan aanskou. Jy sien, dinge gebeur in die wêreld en die lewe, maar ons moenie ons oë gefestig wees op dit nie. Ons oë moet gefestig op hom, die een wat die hemel en die aarde geskaap het. Die een wat sê, I am God. I am the creator. Ek gee lewe. Ek is die weg en die lewe en die waarheid. Daar is niemand soos hy nie. Dis hoe ek en jy moet elke dag ons dag begin. Om 'n suksesvolle dag en 'n suksesvolle lewe te hê en 'n geseënde lewe in ons lewens. Want nou staan ons laat op, nie vroeg in die nag nie, laat in die dag staan ons op en dinge het al gebeur en ons het gemis, hierdie gemis en daai gemis en dit maak ons heeltemal negatief en ons so van balans af want ons is nou al 2 ure agter met goed wat ons eintlik moet voorwees en ons hardloop 'n ratreis en ons vergeet om vir God net te sê dankie vir hierdie dag wat U vir ons gegee het. Jy sien ons al vanaand wanneer ons gaan slaap vir die Here sê dankie. Jesus het geweet, hy moet elke dag begin met 'n gebed in die teenwoordigheid van God. Jesus het geweet, dis waar sy krag lê. Jesus was 'n mens hierso gewees, soos ek en jy. En hy kom en hy sê, en vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy opgestaan. 'n Sacrifice is om op te staan in die middel van die nag. En uitgegaan na 'n eensame plek, vertrek en daar begin bid. Daar sy Vader begin prys en worship. Daar het hy stil geword en God se stem gehoor. Eerste stem wat hy gehoor het, was die stem van sy Vader. Was die wil van God.
Dit wat God vir hom beplan het. En as jy God se stem hoor vir daai dag, maak nie saak wat jou pad kom nie, mense, maak nie saak wat my pad kom nie. Die Here sal vir my en jou uitweg gee. Amen. Want die Here het al klaar vir my en jou die pad voorberei. En die Here het al klaar vir Jesus. Jesus het geweet wanneer hulle kom om hom te kom haal. Jesus het al hierdie goed geweet, maar Jesus was reg vir dit, want hoekom? God het klaar vir hom hierdie emosionele goed weggevat en God het klaar vir hom gesê, maar weet jy wat, ek is met jou. Elke omstandighede, God het gesê ek is met jou. Maar wanneer ek en jy nie stil word nie, wanneer ek en jy nie na God se stem gaan luister nie, dan begin die lewe en die omstandighede ons oorval. En ons raak bang vir elke gerig wat ons hoor. Alles wat gesê word, raak ons bang voor. Wat nou as dit gebeur? Wat nou as dat gebeur? Wat nou as dit gebeur? Maar as ek en jy vanoggend in God se teenwoordigheid was, het God klaar vir ons gesê, hierdie dag gaan 'n blessed dag wees vir jou. Maak nie saak wat in jou lewe gebeur nie. Ek is met jou. Al die dae van die lewe. En jy en ek moet 'n prys betaal vir dit. Dis nie net jy kry dit verniet nie. Jesus het 'n prys betaal. Hy het 'n prys betaal om so naby sy Vader te wees. Amen. Wat 'n prys betaal ek en jy? Hierdie vers wat ek nou gelees het, daar's 3 goed wat ek net wil uithaal. Jy moet jou afsonder. Hoekom? Sodat jy kan hoor wat God sê. Afsonder, sodat jy kan hoor wat God sê. Opoffering, sodat God kan sien, maar jy wil dit doen. Jy's opgewonde om dit te doen. Jy's so opgewonde, jy's 'n uur vroeër as wat God gedink het. Amen. Dis net 'n ou klein grappie, maar jy gaan nooit te vroeg wees vir God nie. God is altyd daar. Maar jy's so opgewonde, jy's al reeds aangetrek en jy sit in die kamer en jy wag vir God en jy sê Here, hier's ek en jy begin te prys en worship. Opgewondenheid. En die tweede een is die laaste een is getrouheid. Om met getrouheid, om het elke dag te kan doen. Jesus het elke dag met sy Vader gepraat. Elke dag het hy tyd uitgekoop om met God te praat. Die heel eerste ding in sy dag was om met sy Pa te praat. Wat is ons heel eerste ding in ons dag? Wanneer ons wakker word. Ek dink baie van die mense voel nog deur die slaap hier op die kassie, o ja, hier is my koffie. Hy of sy het daarom onthou om my koffie te maak. Ok, ek sal net so sluk vat dat dit wakker word. Is dit nie so nie? Is dit nie so nie? Amen? Ons kan nou maar, nee, ons studeer weet, jy weet. Heel eerste ding is in wakker word vir ons, is die koffie hier so daarom. Behalwe die heel eerste ding moet ons opspring, en ons moet aantrek, en ons moet na 'n eensame plek toe gaan in jou huis, vertrek, en jy moet die Here Jesus loof en prys, en sy naam groot maak, en wag vir hom, om te sê, Here, hier is ek wil die stem hoor, ek wil hê, wat het jy vandag vir my, Here, wat moet ek vandag vir u doen? Lukas 6 vers 12. En hy het in daardie dae uitgegaan na die berg om te bid en die nag in die gebed tot God deurgebring. Luister mooi. En hy het in daardie dae uitgegaan na die berg, apart, alleen,
na 'n plek, afsonderlike plek, om te bid en die nag in die gebed tot God deur te bring. Hy deurgebring, uit ou vermoë het hy gegaan, om te sê, Here, ek gaan deur die nag bid, om u stem te hoor, om u wil te hoor. Ek gaan nie slaap tot ek met u gepraat het nie. Jy sien, Jesus het gesien en geweet hoe belangrik dit is, om 'n gebed met God te hê, om 'n verhouding met God te hê. Al was hy deel van die drie, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, het hy besef as mens, is dit nodig om 'n verhouding, gebedsverhouding met God te hê. As jy vir my sê, jy het 'n verhouding met God en jy bid nie, dan gaan ek vir jou sê, dit is onmoontlik. Jy kan nie 'n verhouding met God hê sonder 'n gebedsverhouding nie. Want God sê, kom in my midde, met met klanke en simbaal en alles. Maar Jesus kom en elke keer en sê, wanneer ek iets wil hoor, gaan ek in my binnekamer en ek bid tot my Vader. En my Vader sê vir my, wat is die oplossing? En hy kom my weer, en hy het in daardie dae uitgegaan. Met ander woorde, dit was nie net in sy huis nie, hy het uitgegaan. Daar was 'n moeitevolle wat hy moes gegaan het. Hierdie stadium het op die berg geklim. Ek sou onder op die berg gesit het. Kom aan. Berg so hoog is, as ek sê, Here, ek sal net hierso sit. Wie sou saam met my gesit het? Niemand nie. Dis een. Maar ons almal sou opgeklim het, nee. En ek wil Here, wij vandag sê, waar is 'n koppie, en waar ons kan gaan bid, en ek wil sien, wie klim die koppie uit tot bo. Nee, men? Er is nie een wat julle hande nou opgesteek het, om te sê, julle gaan saam met my die berg onder sit nie. So jy gaan onder sit en wag vir julle. Hy sê hierso, dis 'n grappie, en hy sê, en hy het in daardie dae uitgegaan, opoffering, na 'n berg om te bid. Hy het na 'n blauwe plek gegaan, 'n opoffering te doen, om vir God te sê, Here, ek doen opoffering vir jou. Ek wil stil wees, om te bid. En die nag in, die gebed tot God deur te bring. Hy het die hele nag gebid. Nie net, Here, ons dankie vir hierdie dag. Ons dankie, Here, dat jy saam met ons was, en dat jy waar ons geloop het ek geloop nie, Here, dankie dat jy ons beskerm het, en ons dankie daarvoor in Jesus naam, amen. Nag my vrou, slap. Sien, dis 'n afwatering, gewoonte van 'n gebed. En ek wil so ver kom, en dis my woorde, dit dra geen krag nie. Want dis 'n habit. Wanneer ek en jy, 'n rympie, dis 'n rympie. Wanneer ek en jy gaan, en ons gaan uit, en klim in die winter uit, en ons gaan in 'n kamer, en ons begin opoffer, en dan gaan ek en jy begin God se stem hoor, dit wat God vir jou het, en vir my het. En ek wil hê ons moet in hierdie tyd God se stem hoor, God se wil hoor, God se plan wat hy vir ons het. En nie, maar my vrou wil nie saam met my bid, of my man wil nie saam met my bid nie. Jesus kom en hy sê, ek het alleen uitgegaan, hy het 12 disippels gehad, hy sê, maar ek het alleen uitgegaan na die berg toe. Sodat daar nie 'n gezoem van bye om my is nie, sodat ek die stem van my Vader kan hoor. Ek het in my binneste kamer gegaan, en ek het die deur toegemaak, en ek het gebid tot God. Sien, as 'n tyd wanneer jy alleen bid, en as 'n tyd wat jy as gesin saam bid. Dis 'n tyd wat God met jou wil praat, en vir jou iets besonder sê, om jou geloof weer op te bou. En as 'n tyd wat jy as familie saam bid. En Jesus kom en hy sê al hierdie dinge vir ons. En mense, dit is wat ek en jy moet begin toepas in ons lewe. Ons moet ons gebedslewe opskerp, om God se stem te hoor. Die woord van die Here
leer ons wat God gedoen het. Die woord van die lewe van die Here is baie belangrik. Dis wat gebeur het in God se lewe en al hierdie goed. Maar 'n gebedslewe met God die Vader is die belangrikste in ons lewens. Dis die belangrikste in my en jou lewe, om 'n gebedsverhouding met God te hê. God die Vader, die Skepper. Gaan ons na Matteus. Vers 9 tot 13. Ken julle hom? Wie ken hom? Wie ken hom? Amen. Onze Vader wat in die hemel is. En hy roep sy mense en hulle weet nie om, hulle sê, Vader, leer ons bid. En Jesus kom en hy leer die mense rondom en die disippels bid. Hy sê, so moet julle bid. En is 'n pleinweg gebed om die mense 'n grondslag te gee, om te sê, hoe moet hulle bid na ons Vader toe? Want hy is die een wat vir my en jou lei, hy is die een wat vir my en jou beskerm, hy is die een wat ek en jy moet 'n verhouding hê, hy is die een wat ek en jy 'n gebedsverhouding moet hê. Hoe praat ek en jy met God? Wanneer hoor ek en jy sy stem die meeste? Wanneer ek en jy stil word in 'n afsonderlike plek, dan kan ek en jy sy stem hoor. Want jy sien, ek en jy is gefokus op God. En hierdie wat hulle sê, maar Here, leer ons bid, dis wat God vir hulle sê, om te sê, okay, weet jy wat, ek gaan julle die basic goed, Jesus sê, ek gaan vir julle die basic goed gee, sodat julle verstaan waaroor dit gaan. En hy sê, ons Vader wat in die hemel is. Hy sê met ander woorde, ek wil julle leer, waar is ons Vader? Julle Vader is in die hemel. Die een wat God genoem is in die hemel. Ons Vader wat in die hemel is. Jy moet eer gee aan hom wat in die hemel is. Amen. Hy sê, laat u naam geheilig word. Met ander woorde, heilig sy naam, maak sy naam groot. Here, jy is God, jy is almagtig. Daar's niemand soos u nie. Vader, u naam is bo elke naam. Laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Met ander woorde, Here, kom in my hart en kom woon in my hart. Lei my vandag, Vader. Lei my voetstappe waar ek beweeg. Vader, dat u my voetstappe sal lei waar ek beweeg, dat ek u wil sal doen, sodat ek nie my voet sal stamp nie, Here, want u het al reeds die pad vir my voorberei. Amen. Dit is 'n maklike eenvoudige gebed wat God vir hulle leer, maar hy is so kragtig vol dat ek en jy dit moet verstaan. Dis nie 'n gebed, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Laat u wil geskied, nou gaan nie aan nie. Stop bietjie. Maar ek moet eintlik tussen elkeen gesê het, Sila. Sila bedoel is stop en dink en kry in jou verstand wat God eintlik hier bedoel. Laat u naam geheilig word. Here, ek buig voor u neer. U naam is so groot, Here. Ek buig op my knieë voor u neer. Ek val op my knieë, Here, want u is so heilig. Heilig, heilig, heilig is die naam van God. Jy sien in Openbaring kom hulle en hulle sê, hoe heilig is die naam van God. Elke keer wanneer sy naam genoem word, dan val almal op hulle knieë neer en buig voor sy naam. Hy sê, elke tong sal bely dat hy God is. Elke tong sal bely dat hy God is. Baie van die mense glo nie in hom nie, maar hulle glo daar's 'n God. Amen. So elke tong sal bely daar's 'n God is.
Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Here, dankie dat u koninkryk in my lewe is. Dankie dat u wil geskied. Here, u wil wat u in my sit, Here, dat ek dit sal volg, dat ek sal doen, dat ek sal uitlewe. Dat dit deel van my lewe sal wees. Soos dit in die hemel, net so ook op die aarde. Here, soos dit daar in die hemel is, Here, dat daar liefde is en vrede en vreugde en hoop, sodat dit in my lewe kan wees, U. Al gaan ek deur moeilike omstandighede, U vrede, U liefde, U hoop, Here, is in my hart en in my familie se hart. Net so op die aarde, waar ek is, waar ek loop, waar ek beweeg, waar ek asemhaal, waar ek werk, waar ek slaap, waar ek in die dorp beweeg, net soos dit in die hemel is, so in my hart. So waar ek beweeg, dat ek U naam sal groot maak, dat ek U koninkryk sal uitleef, laat mense U koninkryk kan ervaar op hierdie aarde. En kom my hierso en hy sê vir hulle, gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergewe ook ons skulde, soos ook ons skuldenaars vergewe. Here, vergewe dit wat ons fout gedoen het. Dit wat ons verkeerd gedoen het. Dit wat ons nie reg gedoen het om U te behaag nie. Staan voor U, Here, vergewe ons sonde. En dis elke dag wat ek en jy met hierdie gebed bid. Here, ons vergewe dit wat U nie behaag nie. Vergewe ons sonde. En Here, dit alle wat teen ons gesondig het, Here, ons spreek hulle vry in die naam van Jesus. Jy sien, wanneer jy vry spreek, dan kom jy vry. Wanneer jy opgaar en haat opgaar en nie vergifnis vra, vir mense vergifnis gee nie, dan kom dit en dit begin jou oorheers. En jy begin 'n persoon word wat haat. En jy sien net negativiteit. En hoe dink jy kan God jou vergewe, as jy nie die mense rondom jou kan vergewe nie? Amen? Ek hoor net een ou amen. Amen? Mense, ek en jy moet vry spreek, sodat ek en jy vry kan wees. Ek en jy moet vry spreek, sodat ek en jy vry kan wees. Want as ek en jy nie vry spreek nie, dan word ons bitter. 'n bitter hart, 'n bitter koos, 'n bitter omstandighede. Ek sien alles negatief in my lewe. En lei ons nie in versoeking nie. Jy sien, Here, laat ons nie links of regs gaan nie, maar laat ons reguit loop. Want wanneer ons U wil doen, dan loop ons reguit. Dan doen ons wat U wil hê ons moet doen. Maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Die laaste vers, want aan U behoort die koninkryk. Want aan U behoort, Here, die laaste sê, aan U behoort, Here, ek is deel van U koninkryk. Ek is deel van die koninkryk, wanneer ek U wil doen, is ek deel van die koninkryk. Wanneer ek Jesus aanvaar het, as die persoonlike saligmaker het, dat hy die seun is, Romeine 10 vers 9 en 10, dat hy op die regterkant van God die Vader sit, en Here, dat hy vir my intercede. Here, behoort ek aan U, ek is deel van U koninkryk. Ek is deel van U koninkryk. Sê vir jou langs jou, ek is deel van God se koninkryk. En die krag en die heerlikheid en die krag van God. Hy sê dieselfde krag. Hierdie gebed is so powerful, ons verstaan nie eintlik die power wat God vir ons leer in hierdie gebed van Onse Vader nie. Hy sê die krag van God is in jou, met jou, saam met jou, by jou. Die krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is in jou. Die woorde wat jy spreek, wanneer jy spreek, hy sê, lewe van dood
in jou mond lê die lewe van die tong lê die lewe van dood en lewe. Maar dan kom hy sê spreek lewe. En hier kom hy en hy sê die krag is in jou. Spreek lewe, spreek oorwinning, spreek dit wat in jou lewe is, spreek oorwinning. In Jesus naam. En die heerlikheid tot in ewigheid. Die heerlikheid is God se teenwoordigheid in jou. Dis God se heerlikheid wat in jou is. Jy sal skyn van die heerlikheid van God. Wanneer jy oopmaak jou mond, sal die heerlikheid van God uit jou uitkom. En wanneer jy gekyk het na Jesus, wanneer hy gespreek het, en wanneer hy met mense gepraat het, een ou vra op Facebook, hy vra, wat is die verskil tussen Mohammed en Jesus? Hy vra vir 'n ou spreker waar daar miljoene mense sit. Hy sê, jy sê Jesus is so, maar hy vra vir hom, gee my net een antwoord hier. Hy sê vir hom, ek jou net een vraag vra. Dis ateïs. Hy sê, wat is die verskil tussen Jesus en Mohammed? Hy sê, is maklik. Hy sê, ek gaan jou eenvoudig, ek gaan vir jou duisende gee. Hy sê, maar ek vir jou hierdie een gee. En dit het vir my baie getref. Hy sê, die moslems kom en hulle wil net doodmaak. Oral waar hulle beweeg, maak hulle dood. Amen? Hy sê, maar Jesus het gekom met 'n handdoek om te surf. Ek dink, wow, wat 'n antwoord. Jesus het gekom met 'n handdoek om voete te was, om te surf. Hy het gekom en gesê, ek wil jou surf, ek wil vir jou vertel van God se liefde. Hy het nie gekom om te oordeel en jou te sleg te sê nie. Hy het gekom om te sê, ek wil jou surf met liefde. Want jy sien, liefde verander 'n mens se hart. Dit maak 'n harde hart sag. En 'n moslim het net so gaan sit in sy plek. En net nie verder, die ou sê het jy nog vra, hy sê nie, ek het niks vra meer nie. Jy sien, God het hom stil gemaak, nee dan, met een vraag, met een antwoord. Jy sien, God het gekom vir lewe in lewe in oorvloed. Dat elkeen mag lewe en lewe in oorvloed. Dis die verskil tussen Jesus, ons Vader, en die res van die ander. Die ander gekom om, as jy nie vir hulle stem, maak hulle jou dood. Of hulle doen dit, of hulle doen dit. Jesus het gekom en sê, weet jy wat, ek het gekom om vir julle lewe te gee. Julle te serve, julle te dien, sodat julle kan lewe het en lewe in oorvloed. Dis die verskil van my God en die ander God. En die ander afgode en goed. God het gekom sodat ek en jy kan lewe. Hy het gekom ons te dien. Hy het gekom om sy seun te gee vir my en jou. Niemand anders gee dit nie, hulle vat net. So ek en jy dien 'n God van liefde. God van oorvloed. God wat sy eie lewe, sy seun opgegee het, sodat ek en jy kan lewe. So ek wil hê, en ek sluit af met dit, ek wil hê, in hierdie tyd waar ons nou beweeg, is dit so nodig, dat ek en jy meer in gebed moet gaan. Dat ek en jy moet meer afsonderlik in gebed gaan, en met God praat. Here, wat is jou wil vir my? Sien as 'n verskil, God het 'n lewe vir jou en man en vrou, en God het 'n afsonderlike roeping vir die man, die vrou, die kinders. Apart een, maar tog kom op die eind van die dag saam. Amen? Hy roep nie net die vrou nie, hy roep nie net die man nie, hy roep al twee vir hulle eie ministerie, en dan kom dit in een, om saam uit te gaan, om die wil van God te doen. Wat is jou roeping?
Wat is jou calling? Ek sien baie keer sê mense, ek weet nie my calling nie. Dit is tyd dat ek en jy stil raak voor God. Om te sê, Here, wat is jou wil vir my? Elke keer voor iets gebeur het Jesus gebid. In die tuin van Getsemane het gebid voor die tyd. Wat het hy gebid? Wat het hy gebid? Hy het geweet hy gaan wat? Kruis toe. Wat het hy gebid vir God? Belangrikste gebed, mense, kom man. Hy sê, Here, laat hierdie beker by my gaan, want hy het gestres. Hy sê, maar laat u wil geskied en nie myne nie. En hy het bloeddruppels gesweet. So hy was nie paniekerig nie, hy het geweet wat kom. Maar sy gebed was nog steeds, Here, weet jy wat, laat jou wil kom. Ek weet wat gaan gebeur. Ek weet hoekom mis ek hier. Ek weet hulle gaan my kom haal. Ek weet ek gaan op die kruis sterf. Ek weet die pyn wat ek gaan deurgaan. Ek weet al hierdie goed. Hy sê maar, laat jou wil geskied en nie my wil nie. En wat hy daar sê vir my, was so belangrik. Hy sê, Koos, moenie laat jou wil altyd wil seëvier nie. Laat God se wil seëvier. Laat jy begin opoffer dit wat God vir jou het. Amen. En dis waaroor dit gaan. Dat ek en jy die wil van God in ons lewe begin laat gebeur. En nie net wat ek wil hê met God doen nie, maar wat God wil doen. En ek sluit af met Lazarus. Almal het gedink, maar hy is te laat, hoekom gaan hy nie? En dit was 'n rep en roer en was teleurstelling in die mense en Maria en God is en dit God en Jesus nader kom sê, maar Jesus, hoekom het jy nie gekom nie? Het jy nie gehoor nie, ons het vir jou boodskappe gestuur, ons het al die goed gedoen. En Jesus was kalm en hy het gesê, weet jy wat? Hy slaap net. Hy sê, maar jy verstaan nie, hy stink al. En Jesus sê, moenie worry nie, hy slaap net. Sien, en God laat goed gebeur, en ek en pastoor Susan praat daaroor, God laat goed gebeur, nie wat jou pas nie, maar wat God pas. Want dit was tyd dat Lazarus op daai tyd moet opstaan, want daar was 'n klomp mense rondom om dit te sien. En dit was een van die laaste groot miracles wat Jesus gedoen het, is om Lazarus uit die dood uit op te wek. Voor hulle hom kom haal het. Die laaste ene was in die tuin van Getsemane wat hulle hom gevangene geneem het, was dit daar waar Petrus die ou se oor afgekap het. Dit was die laaste wonderwerk wat gebeur het en Jesus het sy oor teruggesit en sê Petrus, bedaar man, sit jou swaard weg, gooi hom weg. Ons geveg is nie met swaarde nie. Ons is liefdevol. Maar daar waar Jesus wat God gesê het, dis nou tyd, Jesus, laat hy gaan om vir Lazarus uit die dood uit wakker te maak. Sodat die mense kan hoor, want dit was een van sy laaste groot goed wat gebeur het, sodat die woord kan uitgaan. En Jesus sê, dis nou die tyd. En daar het sy disippels, hy het gesê, dis nou die tyd. Nou moet ons die woord van God gaan verkondig, wat nou gaan gebeur. Dis nou die tyd. En hy het Lazarus uit die dood uit opgewek. Presies. En hy het gesê, terwille van hulle, wat die staan. Want daar was honderde van hulle. En die fariseërs het hulle skoene afgehardloop, om by hulle ouens uit te kom sê, weet jy wat het hy gedoen? Ons moet plan maak met hom, want hier kom groot moeilikheid. Hulle kon nie wag om te hardloop nie. Maar Jesus het dit geweet. Jesus het dit geweet. Dit was deel van God se plan. Amen. Jy is deel van God se plan. Jy in God se wil, ek en jy moet in God se wil kom, om deel te word van sy plan. Amen. Ons gaan nagmaal neem. Die wat nagmaal moet bedien, kom vorentoe. Gaan ons staan, gaan ons nagmaal neem. En ek wil hê jy moet dit wat ek gesê het vandag, net vat in jou hart. En sê, Here, weet jy wat? Maak my hart oop,
dit wat ek vandag ervaar het, die stem wat ek vandag gehoor het, wat jy met my gepraat het, Here, dat ek deel van my lewe sal word. Dat nie moeite sal wees vir my om met U te praat nie, in 'n gebed nie, sodat ek U wil kan hoor vir my lewe. Amen. Kom ons staan.